Ek sit nou hier onder 'n groot kimmetartboom se koelte, op sy wortels, en ek sien al hoe hy die jare deurgemaak het. Honderde jare wat hy al hier vas en stewig staan. Wat sy seisoene hy al in sy lewe beleef het. Wat se rampe, maar steeds staan hy vas gewortel in die grond. En daardie woord gewortel is juis wat ek vanoggend met julle wil deel. Waarin is jy gewortel? Paulus bid vir ons in Efesiërs, vir die Efesiërs, maar dan eintlik ook vir ons vandag hier, vir alle ewigheid, dat ons gewortel en gegrondves moet wees in God se liefde. Want hoekom is wortel so belangrik? Dit suig al die voedingswaarde op, dit vat die water op, dit hou dat hy vas kan staan, presies waar hy is. Deur enige wind, deur enige droogte, is hy gewortel in die grond in. En as ons gewortel is in God se liefde, kan ons dan nie ook dieselfde sê nie. Ons moet God in ons hart innooi, dat Jesus in ons hart woon en tuis kom. Want deur daardie liefde kan ons enige seisoen in ons lewe bly staan. As jy vanoggend sukkel om regop te staan, onthou in wie jy gewortel is. En onthou dat God baie lief is vir jou en altyd saam met jou is. Ek gaan vir ons vanoggend die gebed lees as 'n gebed wat Paulus ook vir die Efesiërs gelees het. So kom ons bid dit saam. Almagtige Vader, ons bid dat U deur U Gees uit die rykdom van U heerlikheid aan ons die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof in ons harte sal woon en dat ons in die liefde gewortel en gegrond sal wees. Mag ons in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus sterk. Mag ons U liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag ons heeltemal vervul word met U volheid. Aan U, deur U krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan U kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus, Jesus, deur al die geslagte heen, tot in alle ewigheid. Amen. Mag julle vandag 'n geseënde dag hê en God se liefde elke oomblik